Goeiemôre gemeente, baie welkom by ons. U is welkom om te staan, dat ons die Here se naam kan groot maak. Ons is 'n bietjie akoestiek vandag, met ons lieflike krag wat nie anders nie. Maar kom ons maak maar die beste daarvan en ons loof en ons prys ons Here deur lofsang en deur om sy naam net groot te maak vanoggend. Kom ons wek ons eie krag vanoggend op. Dankie julle. Yes. Time
Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were there before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and
Dat was zo'n kruis. Ja, ridder aan de ouders vastgeslaan. Ja, dat was zo'n kruis. Daarom zal het zijn. Ik kon over David. Baie maar wonderlik om die Here se naam so groot te kan maak. Dis Sondag, veral op Palm Sondag. Kom ons sluit net gou ons oë, dan begin ons die diens op die regte manier. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vandag as 'n gemeente hier saam te kom, Here. Here, ek vra dat U elke hart wat hier is sal seën, dat U sal beweeg, Here. Dat U sal stil staan by elke persoon wat U is vanoggend. Here, hier waar ons nou gedenk waar U Jerusalem binne gegaan het, Here, om ons verlossing te bewerkstellig, is ons net met dankbare harte hier vanoggend, Here. Here, ek vra dat die boodskap wat pastoor Stof bring op vrugbare grond sal val, Here. En dat ons geloof net van krag tot krag sal groei. Ons bid dit nie omdat ons enigiets hiervan verdien, Here, maar enkel alleen omdat U 'n God van genade is, Here. In die kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Julle is welkom om te sit. Net 'n paar afkondigings voordat die diens wil begin. Ek herinner julle net aan ons winterprojek, die kappesoep, die warm sjokolade en die kompersies. Julle is welkom om dit so lank al te bring en in die skatkis daar agter te plaas. Dan het ons 3 dienste. Ons het Vrydag aand jeugdiens van 7 uur af. En dan het ons Sondag seëningstyd van 9 uur af en dan die laaste diens op 'n Sondag is dan 5 uur wat dan afsluit met biduur. Dan alle dames, julle het 'n boodskapie ontvang of gaan 'n boodskapie ontvang rondom volgende week se Sondagdiens. Ek vra net dat julle asseblief daarna sal loer en net vir my sal terugvoering gee. En dan ons damestee is ook dan 12 September. Enige dames wat gasvroue wil wees, is welkom om met my net in verbinding te tree. En dan ons jeug, julle is welkom om agtertoe te beweeg so lank. En dan roep ek vir pastoor Stof na vore.
Hy is een van ons gereeldes wat help om ons gemeente en ons geloof te bou, hierso by Nuwe Hoop Herlewingsentrum. Baie welkom pastoor en mag u geseën wees. Baie dankie Liesel. Dit is die eerste keer dat ek omdra, so ek hoop hy's reg. Die mikrofoon. Ek wil gou vir julle iets lees en dit is wat my getref het hierdie week, wat besig is om ons land te gebeur. Hier is 'n gebed onder sware vervolging. Dit is wat Dawid skryf in Psalm 142. Hy sê 'n onderwysing van Dawid, toe hy in die spelonk was, 'n gebed. Hardop roep ek die Here aan, hardop smeek ek die Here. Ek stort my klagte uit voor sy aangesig en maak voor sy aangesig my nood bekend. As my gees in my versmag, dan ken u my pad. Op die pad wat ek moet gaan, het hulle 'n vangnet vir my gespan. Ek sien uit na regs en kyk, maar daar is niemand wat my ken nie. Die toevlug is vir my verlore, niemand vra na my nie. Ek roep u, o Here, ek sê, U is my skuilplek, my deel in die land van die lewendes. Luister na my smeking, want ek is baie swak. Red my van my vervolgers, want hulle is vir my te sterk. Lei my siel uit die gevangenis om u naam te loof. Die regverdiges sal my omring as u aan my goed doen. Nou hierdie week, ek weet nie of julle miskien sosiale media dophou nie, en dit is vol daarop dat wat besig is om in ons land te gebeur, is dat hulle ons as kerke en veral ons as predikers probeer stil maak. Hulle wil wetgewing uitbring wat sê dat hulle moet kies wat ons mag sê van die kansel af. En hulle wil sê dat hulle wil hê dat ons moet by hulle weet of die boodskap wat ons wel bring iets is wat ons mag verkondig van die kansels af. Bid vir ons gemeentes, bid vir ons kerke, bid vir ons leiers in hierdie land, dat hierdie gees wat besig is om op te styg in hierdie land afgesny sal word en dat die Heilige Gees harte sal aanraak en siele tot inkeer sal kom. My boodskap vanmôre gaan oor Palm Sondag en gisteraand toe ek die boodskap kry van julle gemeente af op julle WhatsApp, toe dink ek, Here, dankie, want ek is in geloof gewees in dieselfde boodskap en ek wil vir julle 'n paar dinge deel. Ek hou van geskiedenis in die Bybel, ek hou van die kultuur van daardie tyd, so ek deel dit ook graag in my boodskappe met mense. Maar ek deel ook die evangelie, want dit is die belangrikste. Ek sê altyd, daar moet twee boodskappe wees in 'n diens, daar's 'n boodskap van die evangelie vir die sondaar, en daar's 'n boodskap van die evangelie vir die kind van die Here. En ons almal moet dit hoor, baie gereeld. My opskrif en my titel is Hosanna tot kruisig hom, en is twee menslike reaksies en een soewereine koning. En ons almal weet wat het gebeur net voor Jesus se kruisiging. Ons lees van die tydlyn van die Saterdag af, die voor Jesus se gevangenisneming tot die Vrydag aand. En dis wat ek met julle wil graag deel vanmôre. Weet, Johannes is die enigste ene wat se tydlyn 'n bietjie verskillend is. Ons verstaan nie hoekom nie, dit is hoe hy het geskryf het, en dit is 2 tot 3 weke voor dat Jesus in Betanië gekom het, waar Matteus, Markus en Lukas begin al op die Saterdag te skryf van die Joodse wetgeleerdes en die priesters en die Sadduseërs en die Fariseërs wat besig is om planne te beraam om Jesus gevange te neem. Maar dit is nie teenstrydig met enige van die evangelies nie. Johannes skryf dit net dalk omdat hy dit gesien het dat dit miskien vroeër was, 2 tot 3 weke voor dit, maar ons gaan lees volgens die skrif soos wat die Here dit op my hart gelê het, en ek gaan dit so vir julle uitdra. Maar voordat ons te vinnig oordeel, want daar was 2 skares gewees. Een skare het gesê, Hosanna, die koning van die Jode, die een wat gestuur is deur die Here. En die tweede skare was die een gewees wat gesê het, kruisig hom.
Maar ons gaan vandag kyk na die twee skares en ons gaan kyk na die korrupte en die onwettige verhoor van Jesus. Ons gaan kyk na die goddelike plan agter die menslike onreg. Ons gaan kyk na die groot vraag, watter skare verteenwoordig my hart? As ons gaan kyk na die tydlyn, hoe dit begin het, is die Saterdag tot die Vrydag, dan kan ons sien dat Saterdag voor Palm Sondag kom Jesus in Betanië aan, in Johannes 12, en Maria salf hom. Ons almal weet, op daardie tydstip kom Judas en hy sê, maar hoekom het ons nie hierdie salf verkoop nie? Hoekom het ons nie hierdie salf verkoop om vir die armes te gee nie? En ons wat nou weet na die tyd, en selfs Lukas skryf het, en hy sê, hy het gedoen met 'n hart wat hy eintlik die geld wou in sy sak gedruk het. Nie om die armes te help nie, want dit was nie die tipe gees wat in hom was nie. Die maandagoggend sien ons Jesus gaan na die tempel toe en hy doen die tempelreiniging. En as ons gaan lees, Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop, uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. Jesus gaan om die tempel skoon te maak. Want hulle is besig om in die tempel te verkoop dit wat geoffer moet word. As julle mooi gaan lees, sal julle sien, daar was verskillende offers vir verskillende sondes en verskillende vlakke van sonde, want dit is wat hulle kultuur hulle geleer het, om verskillende diere te offer vir verskillende sondes in hulle lewe. Die Dinsdag is Jesus se lering en die gelykenisse wat hy vertel, en daar's profetiese toesprake oor die einde. En al drie van die evangelies skryf dit, Matteus, Markus en Lukas, maar Johannes noem dit nie. Matteus 24 sê, vers 2 sê, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Vir die van julle wat die geskiedenis ken, 70 na Christus, is omtrent 35, miskien 45 jaar, in daai tydlyn, is die tempel afgebreek. Nie een klip het hulle gelos op die ander nie. Die rebellie wat die Jode teen die Romeine probeer, om hulle self onafhanklik te maak, het nie gewerk nie. En die Romeine het gesê, ons gaan alles afbreek, en hulle breek die tempel en die tempelplein, so ver as wat hulle kan. En hulle doen dit, want hulle wil die Jode nog steeds onderdruk. Die Woensdag is die raad, kom die raad by mekaar om te beraadslag om Jesus te vang. Matteus, Markus en Lukas skryf daaroor, in Matteus 26 vers 4 sê hy, en hou saamraad om Jesus met die lus gevange te neem en om die lewe te bring. Hulle beplan, wat gaan hulle doen om Jesus om die lewe te bring? En dit is nie net 'n paar mense nie, dit is groot, die groot leiers van hierdie Joodse volk wat besig is om te beraadslaag om hierdie man Jesus stil te maak. In die week, ons is besig met Handelinge, met Bybelstudie, is dat die Joodse leiers nie eers die naam van Jesus kan sê nie. Hulle verwys na hom, of die man. Hulle kan nie eers sy naam sê, of bely nie. Die donderdag is die laaste maaltyd. Johannes, Matteus, Markus en Lukas skryf daaroor, en ons almal ken dit, en ons gaan dit vanoggend, van ons by die tafel sit, dit wat gesê is. Maar die groot ding wat hy ook gedoen het, is hy het gaan bid in die tuin van Getsemane. Baie keer sê ek vir mense, en hulle weet dit dalk nie, is dat Jesus het geweet wat gaan gebeur. Judas het ook geweet waar gaan Jesus wees. Toe hulle klaar is met die ete, het Judas geweet, hulle gaan na die tuin van Getsemane toe, en Jesus het ook geweet, dis waar hy wil gaan, dis waar hy gaan bid. As dit nie die wil van die Vader was, en sou Jesus na 'n ander plek toe gegaan het, en Judas sou hom nooit daar gekry het nie. Maar Jesus het geweet, hy moet dit doen. Daar is 'n groot skrif wat sê dat, Jesus sê dat ek is in beheer van my lewe. Dis my lewe, ek lê hom af, en dit is aan my gegee deur die Vader. En hy kan dit neem, en hy kan dit ook weer vir homself teruggee. In homself is lewe. En niemand vat dit van hom al weg nie. Al het hulle al hierdie planne bedink om hom dood te maak, het Jesus nog steeds geweet, ek kan myself opwek, maar daar is 'n rede vir my sterf
sodat ek soos 'n mens ook deur dit kan gaan. Want die sonde van hierdie wêreld moes hy op homself neem, sodat ons verlossing kan vind. Sodat ons kan weet, ons is kinders van God, deur in geloof na hom toe te kom en te sê, Here, ek kan myself nie red nie. Dis net hy wat dit kan doen. Markus 14 vers 32 sê, toe kom hulle in die plek waarvan die naam Getsemane was, en hy sê vir sy disippels, sit hier, onderwyl ek gaan bid. En ons almal weet wat het daar gebeur. Die disippels het in die slaap geraak, en Jesus kom terug, en hy vind hulle in die slaap, en hy sê, kan julle nie eers vir 'n uur saam met my waak nie? En dis 'n baie keer 'n vraag ook wat ek myself vra, Here, hoekom kan ek partymal nie eers 'n uur saam met u waak nie? Maar ek kan dalk 'n film kyk van 'n uur of 2 ure. Is ons skuldig daaraan? Ek is skuldig daaraan. Ek werk daaraan. Maar dit is die natuur van die mens, want die duiwel hou nie daarvan as ons die woord van God bestudeer nie. Hy wil nie hê ons moet bid nie. Hy wil nie hê ons moet kom op 'n plek waar ons sê, Here, my volle afhanklikheid is van U af nie. En dit kom net deur, soos ons geleer het hierdie maand, deur vas en gebed. Gebed, jammer, is die belangrikste. Maar wat vra ons in ons gebede? Bid ek vir myself, oor en oor en oor? Nee. Ek bid vir my land, ek bid vir my familie, ek bid vir my vrou, ek bid vir my kinders. Ek bid vir hulle wat naaste aan my, sodat hulle ook gered kan word, sodat hulle ook die lig kan sien van hierdie wêreld wat in my skyn. Dit is waarvoor ons bid. As ek bid vir myself, dan kan ons partymal selfsugtig raak. En dis nie wat die Here wil hê ons moet doen nie. Wanneer ek gaan kyk na die gebed wat Jesus vir ons gegee het in die Here is my, die gebed wat Jesus vir sy disippels geleer het, jammer julle, ons het geluister na Psalm 23 op pad hiernatoe. Maar Jesus sê, hy gee vir ons 'n gebed en hy sê dat ek bid net vir myself wanneer ek sê, gee my vandag my daaglikse brood. Dis nie vir môre nie, dis vir vandag. Wat doen ek daarmee? Wat se brood vra ek? Vra ek geestelike brood of vra ek brood om my liggaam te voed? Want daar is 'n verskil, en wanneer ons hierdie week, hierdie maand wat ek het nie al die boodskappe gehoor nie, maar wanneer ons vas in gebed, gaan dit nie oor my liggaam om op 'n dieet te gaan of om goed te lyk of goed te voel nie. Dit gaan om my te kastei voor God, dat my gees onderworpe is aan God en my liggaam onderworpe sal wees aan my gees en my nie sal dwing om dinge te doen of te sê wat hierdie vlees nie wil doen nie, want ek moet dit onderdruk deur die gees. Dan weet ons die donderdag aand met die arrestasie in die tuin van Getsemane, en al die apostels skryf daaroor, ons almal weet dit, Lukas 22 vers 54 gesê, en hulle het hom gevange geneem en weggelei en hom gebring in die huis van die hoofpriester, en Petrus het van ver af gevolg. Ek dink julle het al baie boodskap gehoor daaroor. Petrus het hom net so in die oog gehou, hy het hom net so van 'n afstand af gekyk, want hy wou weet wat met Jesus gebeur. En wat doen hy in daai oomblikke? Hy verraai Jesus 3 keer. So erg dat hy selfs vloek, dat hy sondig en sê, ek ken hierdie man nie. En wat doen Jesus? Hy sê, ek vergewe jou nog steeds. En Petrus word een van die grootste predikers en evangeliste in die Nuwe Testament. Hoekom? Want hy het God lief, hy het Jesus lief. Hy het geweet, dit wat hy gedoen het hy gedoen op 'n plek wat hy so arm was in sy gees, want hy het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. En toe die Heilige Gees kom en hy kom oor hom en hy leer hom van dit wat Jesus voor eintlik gekom het, is om te sterf, want soos ons nou gaan hoor, almal het gedink Jesus kom vir 'n koningskap in die wêreld en nie 'n koningskap in die hemel nie. So kom ons begin by Psalm Sondag. Jesus kom Jerusalem binne op 'n donkie. Dis nie 'n oorlogsperd nie. Jesus kom nie soos 'n koning in die stad in, soos iemand wat lyk of hy besig is om oorlog te voer en oorwinning te bring nie. Hy kom nederig op 'n donkie. En wat gebeur, as ons gaan lees in Sagaria 9 vers 9, word dit vervul. Hy sê, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Honderde jare voor Jesus se tyd word dit geprofeteer.
Hy gaan inkom op 'n esel, nie op 'n oorlogsperd nie. Ons gaan nou sien, wat doen hierdie skare? In Matteus 21 vers 9 lees ons, die skare roep, Hosanna. Ons het nou gesing, Hosanna. Wat beteken, weet julle? Beteken red nou. Wat vra hulle? Hulle sê, eerstens, hulle gee Jesus die messiaanse titel, Jesus, die seun van Dawid, en dan sê hulle, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Nou wanneer ons roep Hosanna, dan kan dit 'n oorwinningskreet wees, wat ons sê, red ons nou. Want partymal het ons hier binne, ons sê, Here, ek wil nou gered word, Here, help my nou op hierdie oomblik, ek het probleme, die wêreld druk my die kant, en die wêreld druk my die kant, en ons sê, Here, help my, red my. En hy het eintlik gekom vir die siel, en nie vir die vlees nie. En dit is wat hierdie mense nog nie gesien het nie. Die skare bestaan uit pelgrims van Galilea. Die skare bestaan uit mense wat Lazarus se opwekking gesien het, die paar weke voor dit. Die skare bestaan uit Jesus se disippels. En die skare bestaan uit die kinders wat in die tempel gespeel het. Hulle gooi palmtakke op die grond vir hierdie koning wat met 'n donkie in Jerusalem inkom. Hulle is opgewonde, hulle is vol verwagting, hulle sien Jesus die koning wat hulle lankal gehoop het sou kom. Wie sien hulle? Hulle sien 'n man, hulle sien iemand wat kom om hulle te red. Maar hulle dink nie aan dit wat eintlik voorspel is nie. Iemand wat kom om hulle siele te red. En hulle verwag 'n vleeslike Messias, iemand wat hulle gaan red uit hierdie Romeinse mag, hierdie Romeinse heersers wat oor hulle regeer, het hulle verwag dat hierdie koning gaan kom en hulle gaan bevry daarvan. En hulle kyk nie na die dieper storie wat eintlik Jesus gekom het om te doen vir ons nie. Hulle verstaan hom nie volledig nie, hulle verwag 'n politieke bevryder. Jesus bring 'n geestelike koninkryk. Hulle roep Hosanna, maar hulle verstaan nie dat redding deur die kruis kom nie. Amen. Dan is daar nog 'n skare, 'n week later, die kruisigingskare. Ons beweeg na die Vrydagoggend toe. Dis vroegoggend en die stad slaap nog. Daar's nie Hosanna skare nie. Daar's nie disippels nie. Daar's nie mense wat van Galilea gekom het om Jesus te ondersteun nie. Daar's nie kinders wat in die tempel gespeel het nie. Dis vroegoggend en die Joodse raad vergader. Hierdie skare is anders as die Hosanna skare. Markus 15 vers 11 sê, maar die owerpriesters het die skare aangehits dat hy liewer Barabbas vir hulle moes loslaat. Daar's so baie preke hier en dan gaan julle heeldag gaan besig hou as ek net met julle begin praat oor Barabbas. Maar my punt wat ek vanoggend wil bring is dit wat gebeur het daardie dag. Hierdie skare bestaan uit tempelwerkers. Hierdie skare bestaan uit ondersteuners van die Sanhedrin. Dit is die Joodse raad. Mense wat deur godsdienstige leiers beïnvloed is, aangehits is, vir hulle gesê, julle moet almal bymekaar kom, hierdie man is skuldig, julle moet maak dat ons goed lyk, sodat julle kan sê, dit is wat gebeur en dat Jesus skuldig is. Hulle word aangehits, mense wat Barabbas verkies, omdat hy 'n politieke rebel was. Ons sien is alles vleeslik, is alles menslik. Kyk niks na die geestelike gedeelte van hierdie ding wat Jesus gekom het om te doen nie. Hulle roep nie Hosanna nie, hulle roep kruisig hom, nie omdat hulle Jesus ken nie, maar omdat hulle gemanipuleer is. Die Bybel wys duidelik, dit is nie dieselfde skare as Psalm Sondag nie. As ons gaan kyk na hierdie onwettige, korrupte verhoor van Jesus, dan kan ons eerstens gaan sien, hoekom was dit onwettig? Het julle al gedink daaraan? Eerstens, dit was 'n verhoor wat snags plaasgevind het. Die Joodse wet, geen verhoor mag snags plaasvind nie. Jesus se verhoor is middernag tot vroegoggend gewees. Die wet verbied dit, dat jy nie deur die nag moet beraadslaag nie. Waarom? Want dit hou die weg, dit hou die Hosanna skare weg.
As hulle deur die dag moes gedoen het, sou die Hosanna-skare daar gewees en gesê, nee, hy is onskuldig. Ons ken hom, ons weet wie hy. Hy het Lazarus opgewek, hy het malaatses gesond gemaak, hy het die blindes sy oë laat sien, hy het die kreppeles laat loop. Nee, hulle hou die Hosanna-skare weg, sodat die kruisige hom skare hom kan doodmaak. Die tweede onwettigheid is die Sanhedrin het tydens die Paasfees vergader. Die Joodse wet verbied dit. Hulle mag nie, hulle glad nie vergader tydens die Joodse feestydde nie. En tog het hulle dit gedoen. Derde onwettigheid is valse getuies is gebruik, en ons kan Matteus 26 vers 59 lees, en dit sê die owerpriesters en die ouderlinge en die hele raad het valse getuienis teen Jesus gesoek om hom dood te maak en niks gevind nie. Hulle kon nie eers 2 getuies kry wat saamgestem het nie. Want dit is vinnig vir hulle gesê, julle moet dit doen of dit sê of dat sê, en hulle kon nie eers ooreenstem oor wat hulle eintlik Jesus wou aankla nie. Die vierde onwettigheid is die uitspraak wat vooraf beplan was. Johannes 11 vers 53 sê, van die dag af het hulle toe saam beraadslag om die lewe te bring. En hierdie hofsitting was net 'n formaliteit. Hulle het klaar geweet, ons gaan hom skuldig bevind. Hierdie is net 'n formaliteit om te sê, ons het 'n beraadslag gedoen. Al was dit onwettig. Die 5de punt is, hoofpriester skeer sy klere, en Levitikus 21 vers 10 verbied dit. Hy sê, en die priester wat die hoogste onder sy broers is, op wie se hoof die salfolie uitgegiet is, en wat as priester aangestel is om die klere aan te trek, hy mag sy hare nie laat loshang, en geen skeure in sy klere maak nie. Wat doen Kajafas? Hy maak 'n toneelspel, hy skeer sy klere, hierdie man is skuldig. En hy gooi 'n mooi toneelspel, sodat almal kan sien hoe ernstig hy is. Alles net sodat Jesus skuldig bevind moet word. Die 6de onwettigheid wat hulle gedoen is, Jesus kry geen verdediging nie. Daar's niemand wat Jesus verdedig nie. Die Joodse wet vereis dat die Sanhedrin eers redes vir onskuld moet gee. Hierdie Joodse raad kom nie en sê, kom ons kyk eers of die man onskuldig is nie. Nee, hulle bring net getuienis, valse getuienis. Hulle bring net dit. Hulle het hom nie eens 'n kans gegee nie. Die 7de onwettigheid is die aanklag word verander. Voor die Sanhedrin word daar gesê, hy laster, want hy sê hy is God. Maar wanneer hy voor Pilatus kom, sê hulle, dis hoogverraad, omdat hy sê hy is die koning van die Jode, en hy gaan hulle verlos. 2 verskillende klagtes. Een wat die Jode kan sê, ja, hy is skuldig, en een wat die Romeine kan sê, ja, hy is skuldig, want die Romeine soek nie 'n nuwe koning nie, want Herodes is die koning. Pilatus word dit van beskuldig, hulle manipuleer die regstelsel om hul doel te bereik. Ons kan die vraag vra, hoekom het God dit toegelaat? Ons dink aan daardie dag, en ons dink miskien aan 'n familie of 'n vriend, of ons miskien een keer 'n film gesien, of miskien iets gesien op die TV van iemand wat aangekla word, en ons kan amper sien, hierdie ou is onskuldig. Maar daar moet verdediging wees vir die persoon. Daar moet aanklagte ook wees wat gaan staan wanneer dit voor die regter genoem gaan word. Hulle gee Jesus nie eens 'n kans nie. So waarom het God dit toegelaat? En hier is die wonder van die evangelie. Jesus was nie 'n slagoffer nie, hy was nie vasgevang in mense se planne nie. Hy was nie oorweldig deur korrupsie nie. Nie een keer het Jesus homself verdedig nie. Nie een keer het hy gesê, wow, stop 'n bietjie hierdie bus. Kom ons maak net een ding teen. Nee, hy sê nee. Hy bly stil. En elke keer as hulle iets teen hom doen, dan sê hy, Here, vergewe hulle. Vergewe hulle. En wanneer ons in sy oë kyk, wanneer ons berou het in ons harte vir ons sondes, kyk ons aan die oë van Jesus en ons sê, Here, vergewe my. En hy vergewe ons. Baie keer dink mense, maar Here, ek weet ek het gesondig en ek is jammer daaroor, maar hoe kan ek vir die Here gaan vergifnis vra, want ek het al hierdie sonde gedoen. En ons het so 'n vergewende God, dat hy sê, kom na my toe. Kom net na my toe. Hy vergewe jou.
As jy een keer gesondig het, as jy geval het of gestruikel het, die Here is nie nou, en hy kom en hy druk jou met sy duim en hy sê, nou moet jy bekeer en nou moet jy weer, jy is nog steeds sy kind. Maar wat doen jy met hierdie hart van jou? Jy sê, Here, vergewe my. Wat ek volgende keer nie probeer uit my eie krag uit doen nie. Here, help my, versterk my. Ek het al baie keer gesê, Here, hierdie krag wat U my gee, is nie iets wat ek sommer net optel en nou vat ek dit nie. Hy sê, nee. Wat doen ek om hierdie krag te ontvang? Ek lees en bestudeer die woord van God. Wat doen ek daarmee? Ek sê, Here, wanneer ek struikel, kan ek sê, Here, U woord het vir my beloftes gegee, dat wanneer ek struikel, sal U my optel. U sê, U vergewe my. U was my skoon met U bloed, en U dink nooit weer daaraan nie. Maar wat kom die duiwel doen? Hy sê, Stoffel, onthou jy wat jy gister gesê het? Onthou jy wat gister gebeur het, en hy kla ons aan. Ek het laas keer, toe ek vir julle gesê, wat doen die duiwel dag en nag? Hy kla ons aan. My, en vir jou, broeders en susters, kla hy aan voor God elke dag. Dis sy werk. En hy vertel vir God, Stoffel het dit gedoen, Stoffel het dit gesê. Kyk nou weer, kyk wat doen jou kind. Maar wat doen Jesus? Hy is ons verteenwoordiger. Hy staan voor die Vader en hy tree vir ons in en hy sê, hier is die aanklagboek, ek sien niks hier binne geskryf nie. Ek het Stoffel se sonde op my gevat. Ek is aan niks skuldig nie. En wat kos dit my? Kos my net geloof. Dis al wat die Bybel sê is my vereiste om hemel toe te gaan, is geloof. Maar wat doen ek van nou tot die dag wat ek my kop neerlê? Jesus het gesê, ek is heilig, daarom moet julle ook heilig wees. Wat doen ons elke dag om heilig te bly? Moet oppas wat my oë sien, moet oppas wat my ore hoor, moet oppas wat hierdie mond sê, moet oppas wat ek hier binne dink. Plaas ons nog 'n wag voor ons mond, ons oë, ons ore, kyk ons nog, ons bewaar ons hart elke dag om te sê, Here, ek wil dit nie besoedel met hierdie dinge van hierdie wêreld nie. Jesus het die prys betaal, prys wat ek en jy nie wil betaal nie. As ek moet dink aan daai sweepslaaf wat Jesus moes gekry het, en ons sien dit ook in Handelinge met die disippels wat ook sweepslaag gekry het. Jesus het 40 slaag gekry, want dis die maksimum wat hulle kan gee, maar as jy 40 gekry het, kan jy jou nooit weer slaan nie. Met die disippels het hulle 'n ander plan gekry en hulle het gesien, weet jy wat, ons kan hulle nie 40 keer slaan nie, want dan kan ons hulle nie weer slaan nie. Hulle gee hulle net 39 houe. En hulle gaan uit weer na die tempel toe, in daardie toestand, en hulle gaan verder en verkondig die evangelie van God. Is ons nog skaam oor die evangelie? Bly ons stil? Dra ons uit dat ons kinders van God is, dat die wêreld kan sien, ons is kinders van die Here? Hierdie oggend wat ons sê, is Psalm Sondag, is wat Jesus in se begin was van sy einde. En hy het begin voorberei vir Vrydag, want hulle gaan hom donderdag aand, want hulle gaan hom gevange neem. Jesus het begin voorberei en hy het gesê, dit is wat gaan gebeur, ek weet dit gaan gebeur. Donderdag aand bid hy en hy sê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. En die Vader antwoord hom nie. En baie keer is ons ook in dieselfde posisie en ons sê, Here, help my. Here sê nee. Partymal moet ons deur 'n tyd gaan van ons lewe wat ons bietjie ingedruk gaan word en bietjie in 'n hoek gedruk gaan word sodat God ons kan leer en ons kan soek en sê, Here, wat sê U woord vir my? Maar as ek op my eie krag moet staat maak, gaan ek dit nie maak nie. God se woord is my brood wat ek elke dag moet eet, elke dag moet inneem. Hou ek dit vir myself of kan ek vir die wêreld gaan vertel dat Jesus lewe? Hoekom glo ek Jesus lewe? Jy al gedink daaraan? Jesus het vir ons gesterf toe ons hom nie geken het nie. Maar hy het my naam genoem op daardie kruis. Hy het gedink aan jou en aan my. Hy het aan die hele wêreld gedink, aan elkeen, en hy het gesê, al wat jy hoef te doen is glo in my. Kom net na my toe. Almal wat bedroef is, almal wat swaar laste het, almal wat moeg is, kom net na my toe. Dit is die Here se opdrag aan elkeen van die mense in hierdie wêreld. Of jy 'n sondaar is of 'n kind van die Here, sê die Here is, of 'n kind van die Here is, jy moet na die Here toe kom. En sondaars wil nie daai prys betaal nie. Jesus het gesê, as jy my wil volg, moet jy jouself verloon. Ek bestaan nie meer nie. Ek is niks nie. Jesus is alles.
maar ek moet my kruis opneem, elke dag. Hoe neem ek my kruis op? Deur te sê vir die wêreld, ek is nie bang om vir hulle te sê ek is 'n kind van die Here nie, maar lewe ek my lewe soos 'n kind van die Here. Ek is nie perfek en volmaak nie, nie een van ons is nie, net Jesus was. Maar wat doen ons met daardie geskenk wat hy vir ons gee? Hy sê, ek gee vir jou die ewige lewe, glo net in my. Dis joune, ek vat dit nooit terug nie. Maar baie mense wil nie eers daardie boodskap hoor nie. Hulle is gelukkig in hulle self, hulle vertrou op hulle self. Ek het dan 'n goeie werk, daar's niks fout in my huwelik nie. Ek het nie Jesus so nodig nie. En so vertel die duiwel vir ons is nie belangrik nie. Ons moet net op onsself staat maak. Daar's baie predikers daar buite wat vir jou kan sê hoe goed jy is. Daar's baie predikers wat jou kan opbou in jou gees en jy stap by die kerk uit en jy sê, "Wow, ek is nou gevul met nou is ek gevul, nou ek gaan sterk staan hierdie week." Maar vertrou jy nog op God en sy woord om te sê, "Here, ek kan nie op my eie krag staat maak nie." Want die mens is daar om mekaar op te bou. Die Here is daar om ons te red. Sy kruis beteken vir my dat ek kan sê, Here, ek kan na U kyk in die dag van benoudheid. Baie mense dink daai dag van benoudheid is die dag wat hulle my wil doodmaak. Nee, die dag van benoudheid is die dag as ek sterf, dat ek weet ek is in God. Ek is in Christus. En as ek sterf, sterf ek met Christus, of as ek lewe, lewe ek met Christus. Lewe ek vir myself of lewe ek vir Christus? Hoor die wêreld dat ek 'n getuienis van wat hy gedoen is? Is ek 'n lewende getuienis vir die wêreld vir wat Christus op die kruis gedoen het, of hou ek dit vir myself? Jesus het die pad vir ons klaar voorberei. Hy het gesê dit is voldoen, dit is alles wat hy gedoen het is volbring. It's finished. Maar wat doen ons daarmee? Speel ons nog daarmee? Speel ons met hierdie genade? Of is ons regtig besig om te sê, Here, ek wil heilig lewe, elke dag. Nie so dat mense moet dink ek is high and mighty nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan hier oor jou siel. Jou siel wat jy in regstand moet wees voor God. Nie net in die oggend wanneer jy opstaan of in die aand wanneer jy gaan slaap nie, elke oomblik van die dag. Dis heiligmaking. Ek lewe vir Christus. Nie vir die wêreld nie. Die wêreld kan my aankla en hulle kan vir my dinge sê en hulle kan my van die kansel afhaal, maar ek gaan nie stil bly nie. Want Jesus is my koning. Ek weet wat hy op die kruis gedoen het. Ek weet wat hy vir my vermag het. Ek weet die prys wat hy betaal het en ek weet ek kan dit nooit ooit terugbetaal nie. Maar hy het vir ons gedoen. Al weet hy daar's miljoene wat hom nie gaan aanvaar nie. Maar ons wat die evangelie hoor, ons bær dit in ons hart en ons lewe vir Christus en lewe ons elke dag want ons is bekommerd oor ons buurman. Ons dink nie eers daaraan nie. Jesus het gesê ons moet ons vyande lief hê. Ons moet selfs vir hulle water of kos gee wanneer hulle honger of dors is. Doen ons dit? Wanneer iemand my op die regterwang slaan, draai ek ook die ander wang? Of is ek besig net met myself? Ek moet wys, ek is reg. Jesus sê nee, vergewe hulle soos wat ek hulle vergewe het. Vergewe hulle soos wat hy my vergewe het. Kom ons buig die hoofde. Here, ons is so dankbaar vir die bloed van wat gestort is op die Golgotha, Here. Ons is so dankbaar vir dit wat U vir ons gedoen het en toe U laaste asem uitblaas en sê dit is volbring. Here, het ons nog in die wêreld nog nie besef dit wat gebeur het nie. Maar Here, soos wat die Gees vir ons gegee is en ons begin ervaar en te sien die werk wat U besig is om in ons te doen, kan ons sê ons is nie gered net om gered te wees nie, maar gered om die evangelie van God te gaan verkondig vir 'n verlore gaande wêreld. Hierdie evangelie is blye nuus vir elkeen wat dit hoor, Here, maar hulle wat dit nie hoor nie en wat dit nie wil aanvaar nie, Here Jesus. My Vader, U sê daar gaan 'n dag wees. En daardie oordeelsdag gaan elkeen Jesus bely, elke knie gaan buig, en of jy geglo het of jy nie geglo het nie, almal gaan die naam van Jesus bely. Elke knie gaan buig. Maar Here, daar's 'n plek wat ons baie keer nie aan dink nie. Dis 'n ewige skeiding tussen ons en U, my God. Dat ons vanmôre sal sê, Here, ek wil vir ewig saam met U wees, maar ek moet die prys ook nou betaal.
want ek wil nou saam met U wees, net soos wat ek 'n ewigheid saam met U wil wees. Want baie mense wil nie nou vir Jesus hê nie, maar hulle wil Jesus vir die ewigheid hê. Nee, ons moet nou lewe vir Jesus in ons lewens. Here, sien ons harte vanmôre. Here, as daar is wat verandering in hulle hart wil bring en sê, Here, ek het nog gelewe tot nou toe net vir myself, dat die harte mee sal spreek vanmôre. Heilige Gees, dat die oortuiging sal gee vanmôre, sodat U naam, Here Jesus, U alleen verheerlik sal word op ons lippe en in ons harte, en U ons lewe sal spreek, dat ons gered is en kinders is van God. Ek sê vir U dankie daarvoor, Here, seën hierdie gemeente, Here, seën hierdie pastoor en sy vrou, Here, elke kind in hierdie gemeente, van klein tot oud, die oudste, Here, dat U waarlik die eer sal kry vir alles wat hier gebeur, en dat U naam alleen verheerlik sal word. Ons sê vir U dankie daarvoor, en ons bid dit in die naam van Jesus, en ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Baie dankie aan pastoor Stoff. Hy stap al die pad saam met ons vir 'n jaar, dalk al meer. En ons waardeer sy insette in ons gemeente ontsettend baie, en ons waardeer alles wat hy vir Nuwe Hoop doen ontsettend baie. So ons sê vir jou baie dankie pastoor, en dankie dat jy lojaal die pad saam met ons stap. Ons waardeer jou. Vanoggend het ons nagmaal, en ek wil net 'n gedagte deel wat ek nou met die kinders ook gedeel het. Die Here sê vir ons dat ons die nagmaal moet gebruik ter herinnering aan hom. Hoekom? Wel, heel eerste, as jy fisies die broodjie eet en jy drink die druiwesap, dan herinner dit ons dat God ook vlees was. So alles wat jy vandag, môre, gister, alles wat jy deur was, die gevoelens wat jy gevoel het, die dinge wat in jou lewe gebeur het, die emosies, die seer, is goed wat die Here ook gevoel het terwyl hy hier op aarde was. Hy verstaan wat dit is om mens te wees. En tog het hy gekies om ons genadig te wees. En daarom is Jesus Christus gestuur. So Jesus het alles wat jy in jou lewe kan deurmaak, van verwerping, tot woede, tot geluk, tot hartseer, het Jesus self ook gevoel. So niks wat ons as mense deurgaan, is vir hom 'n verrassing nie. Hy verstaan. Hy was ook eens mens. En nou met die nagmaal wil ek weer net hê, ons moet ons gedagtes rig op dit wat God deur is. Dit wat Jesus deur is, om daai verlossing vir ons te kan bring. Jy weet, soos wat ons val en seer kry, fisies seer kry, het Jesus daai fisiese pyn gevoel van die sweepslae, hy het die fisiese pyn gevoel van aan die kruis vasgespijker word, hy het fisies die pyn gevoel van om daai kruis te dra, die swaarheid daarvan. Elke ding wat ons fisies deurgaan, is Christus deur. En daarom dink ek, het hy so 'n sagte plek vol genade vir ons as mens. So kom ons wees net vanoggend opnuut bewus daarvan, dat dit wat jy deurgaan, is nie onbekend vir God nie. Dit wat jy deurgaan, het sy seun ook deurgegaan. En dan die ander ding, is God sê vir ons, doen dit soveel as moontlik ter gedagtenis van my. Wat beteken, daar is weer hoop vir ons, om vir Christus te sien, by Christus te wees. Hy sou nie vir ons 'n gebruik gegee het om aan te hou doen, net vir sommer nie. So ons het 'n groter doel hier op aarde, ons het 'n groter iets om na uit te sien. En God wil ons daaraan herinner, en daarom is die gebruik van nagmaal tot vandag toe steeds
'n baie belangrike ding vir ons geloof. Goed. So ek wil hê ons moet vorentoe beweeg en dan gou die nagmaal gebruik en daarna sal ek vir ons afsluit met gebed. Julle is welkom om vorentoe te beweeg.